Goeiedag geliefdes, ek lees Romeine 12 vers 3 tot 5. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ja, ons lees hierso van een liggaam en dat ons 'n eenheid moet vorm en dit is tyd dat ons as gelowiges die eenheid tussen mekaar sal bewerk waarvan Jesus ook gebid het in sy hoëpriesterlike gebed kort voor sy kruisiging. Hy bid byvoorbeeld in Johannes 17 vers 21. Ek bid dat almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Dit is nodig dat ons aan mekaar vashou in goeie en slegte tye. Dit is tyd dat ons besef dat ons mekaar nodig het. Ek het jou geloof nodig, net so het jy ook my geloof nodig. Gesamentlik kan ons as gemeente enigiets trotseer en ook oorwin in Jesus. Kom ek verduidelik hoe. Johannes 3 vers 34 staan dat Jesus die Heilige Gees sonder enige beperkings ontvang het. Jesus was deur die krag van die Heilige Gees meer magtig as al die demone uit die hel, insluitend Satan homself. Jesus was in staat om Satan en al sy bose magte te verslaan. En ons is nou as gemeente sy liggaam. In Romeine 12 vers 3 wat ons gelees het staan, nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. So, elkeen van ons het 'n maat van geloof van God ontvang. Daardie maat van geloof is genoegsaam om na jou eie geestelike behoeftes om te sien. Maar tog is daar meer op die spel as net jou eie persoonlike lewe. God roep ons om 'n wêreld te oorwin. Ons moet disippels maak van alle nasies, Matteus 28 vers 19. Ons leef in die eindtyd. Ons benodig al die hulp wat ons kan kry om Satan en sy bose magte te oorwin. En dank God. Ons kan die nodige hulp kry om te oorwin in Jesus se naam. Hoe? Deur saam te werk en elkeen se maat van geloof te kombineer. Efesiërs 4 vers 13 verduidelik. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Met ander woorde, as die liggaam van Christus bymekaar kom en funksioneer as 'n eenheid, dan sal ons ook die Heilige Gees sonder beperkings ontvang, soos Jesus die Heilige Gees besit het. Dan sal bedieninge vanuit die gemeente funksioneer in die volheid van hulle roeping. Dan sal ons die funksionering van die Heilige Gees in sy volheid sien. Ons sal Jesus in sy volheid sien soos wat ons hom nog nooit tevore gesien het in ons midde nie. En dan sal die wêreld weet dat die Vader hom gestuur het. En dit is so, ons gemeenskap bied baie uitdagings met vestings wat die bose opgerig het. Vestings van, kan noem, armoede, werkloosheid, misbruik van middele, prostitusie, buiteegtelike verhoudings en so kan ons aangaan, egskeidings. Vir die individuele gelowiges is die uitdagings te groot om hierdie vestings af te breek. Maar as ons elkeen ons maat van geloof kombineer en in 'n eenheid saamwerk, sal ons in staat wees deur die krag van die Heilige Gees om ook Satan en al sy bose magte te verslaan en die vestings af te breek. Kom ons strewe vandag na eenheid. Besluit vandag om jouself tot beskikking van God en sy koninkryk te stel, deur te bid vir ander. Begin jou dag deur te sê, Heilige Gees, gebruik my om te bid vir iemand vandag. Ek bied aan U my maat van geloof. Sodra ons in die geloof as 'n eenheid saamkom, sal Satan en al sy bose magte ons nie kan oorwin nie.
ons sal oor hulle kan marcheer in die volheid van die krag van Jesus. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die gemeente Bergbron. Dankie vir die maat van geloof wat jy aan elkeen toebedeel het. En Heilige Gees, bind ons as 'n liggaam saam, dat ons soos 'n volgroeide mens sal wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Amen.